Baie welkom by nog 'n episode van ons Springbok Juweeltjies. Ek sit nog steeds hier en ek kuier so lekker hierso in die rugbykamer van byle Jan Ellis. Net om hier te wees is vir my 'n besonderse voorreg. En dit voel vir my of hy eintlik hier by my is en die bietjie hulde wat ek aan hom bring, kom so uit my hart uit. Wat 'n speler was hy nie gewees nie. Maar 1971, Springbok toer na Australië. Kaptein Hannes Maree, betoger toer weer. Betogers weer op die veld, polisie moet hulle met perde van die veld afneem. Springbokke kan nie in hotelle bly nie, bly by privaat mense. Hulle vlieg nie, hulle vlieg met klein vliegtuigies tussen die wedstryde na plekke waar hulle moet speel. Betogers staan en skree. Joggie Viljoen, die skrimskakel, natuurlik 'n ou stoutgat, het enige pruik aangetrek en toe leer die volkslied leer. Die volkslied van sy leer vir die betogers. Nadat toe sing hulle dit, waar hulle dog hy's ook 'n betoger. Maar in elk geval, dit is 'n storie vir 'n ander dag. Maar hy betoog saam met hulle, maar hulle weet nie, hy is 'n Springbok nie. Maar nou, die storie van hierdie toer is 'n mooi een. Dis die enigste Springbok span, toerspan, wat onoorwonde teruggekeer het van 'n toer. Hulle het 13 wedstryde gespeel, waarvan 3 toetse. En die kaptein was Hannes Maree. En dit was Jan Ellis ook in daai span, Piet Greiling was daar gewees, Hannes Viljoen, Joggie Jansen, Pieter Cronje, Piet Versagie, Frik de Pre het sy laaste toets gespeel daardie dag. Maar die Springbokke het die eerste toets gewen. En toe Piet Versagie het briljant gespeel saam met Hannes Viljoen. Piet Versagie alleen het in tweede toets 2-3 gedruk. Maar dit was moeilik geweest, jy weet, om daai skeieregters te klop en betogers te klop. En dan kom hier 'n perd op die veld en nog die perd ook sy stap terwyl jou pad is doellyn om 'n 3 te druk. Jy weet, dit was moeilik. En die spelers het swaar gekry, maar daardie span was 'n ervare span. Want die 1970 span, die kern van daai span met die All Blacks gewen, die Frik de Pre, Jan Ellis, Piet Greilings, Hannes Maree, hulle was in daai span. So hulle het nie vir die Wallabies geskrik nie. So gaan hulle dan deur die hele toer, en wen toe elke wedstryd. En so het Frik dan ook sy laaste toets gespeel in Sydney, toe die Bokke daar gewen het teen die Wallabies. En toe is hy van die veld afgedra en Piet Greiling het hom afgedra en hy het ek sal nooit vergeet nie, hy het Frik de Pre het gesê hy sal sy laaste toets stry vir Gerard Weje gee. Gerard Weje wat natuurlik baie respek gehad het vir Frik de Pre, Jan Ellis en etc. Toe ruil hy sy trui daar op die veld en toe het Gerard amper hartaanval gekry oor die lig toe hy sien dat die trui ruil. En toe hy by Frik kom na die tyd, Gerard Weje, ou speaker is, toe sê hy, hoekom het jy my trui geruil? Hy sê, hy het vergeet. Toe hy vragies teruggegaan en die trui gaan terug vir hom vir Gerard Weje gegee, jy weet. So 'n mooi storie dan van Gerard. Gerard natuurlik, toe hy siek geword het, ek is nou weer terug by die 71, toe Gerard speaker is, toe hy nou die kanker gekry het en nie kon praat het nie, het Jan Ellis, wat 'n groot vriend van hom was, vir hom kom kuier in die hospitaal, paar dae voordat hy dood is. En Marina, die vrou van Gerard Weje, Gerard was al so bietjie deurmekaar gewees. Toe vra sy vir Gerard, weet jy wie vandag hierso by jou staan? Toe is dit Jan Ellis, né? Maar toe sy nou bang, hy herken hom nie. Weet jy, toe kon Gerard skaars praat, maar hy kry uit. Jan Ellis, die beste Springbok flank van alle tye. Mooi huldeblyk van Gerard Weje oor Jan Ellis. Maar toe kom hy Bokke nou terug, onoorwonde. En wat nou vir u gaan wys, kom ook uit hierdie rugbykamer van Jan Ellis. As jy hierna kyk, het elke lid van daai 71 Springbok span het 'n staatspresidentstoekenning op 'n baie mooi geleentheid gekry van die oud-president Jim Fouché. En ek gaan vir u lees wat hier staan. Ek gaan eers vir u wys. Daar kan jy sien, staatspresidentstoekenning. Geteken deur Jim Fouché. En ek gaan vir u lees wat hier staan. Hierby word verklaar, die staatspresident sport toegeken aan die 1971 Springbok toerspan na Australië. En dit is wat elke Springbok dan ook gekry het.
as 'n aandenking. Kyk hoe pragtig is dit. In die landsvlag. En Jan Ellis, dit was Jan Ellis. Dis 'n baie waardevolle item in hierdie versameling. So toe die Springbokke nou in 1971 het 'n paar spelers uitgetree. Toe 1972 het Jan Ellis teen Engeland gespeel. Nou Jan was een van die meer ervare spanne. En toe kom die Engelse hier aan. Hulle het nie een wedstryd op toer gewen, maar speel hulle teen die Springbokke op Ellis Park. En die Springbokke verloor toe daai toetswedstryd met 18 punte teenoor 9. Piet Greyling was die dag die kaptein. Maar min mense het geweet en weet dat Jan Ellis in daai toetswedstryd op het stadium self die bol gegryp en gesê, nou gaan ek pale toeskop. As almal kan pale toeskop, gaan ek ook pale toeskop. Nou, ongelukkig was die skoppe nou nie oor nie. Suid-Afrika het daai dag verloor met 18-9. So as ek moet sê, was daardie toetswedstryd seker die grootste teleurstelling in Jan Ellis se rugbyloopbaan. Toe kom natuurlik die Britse leeu's van 1974. En dis die toer van Willie John McBride. En dit was 'n moeilike span. Hulle het natuurlik die reeks 3-0 gewen. Jan Ellis het in al 4 toetse gespeel, maar ek dink dat op daardie stadium was die leeu's net te afgerond vir ons. Hulle het baie meer geoefen, hulle het baie wedstryde gespeel. Bokke het daai tyd destyds net so 'n week voor die tyd bymekaar gekom en dan het hulle nou bymekaar gekom en geoefen. En die leeu's het hulle toe gewen. En ongelukkig was dit ook 'n bietjie van 'n klad op die goeie toetsrekord van Jan Ellis gewees in 'n geval. Maar Jan Ellis, hulle het hom gesê hy's 'n uitstekende flank en hy het veral in die laaste toets het hy saam met kleintjie Grobler 'n reuse wedstryd gespeel. Maar daardie toetswedstryd nou ja, die leeu's was maar moeilik, jy weet, hulle het as toets hier gespeel op Loftus. Toe het Suid-Afrika die eerste toets 12-3 verloor en toe bly hulle hier in Pretoria, die Britse leeu's in 'n hotel met die naam van die Union Hotel. En toe hulle in die bus klim en hulle ry na Loftus Versveld toe, die Britse leeu's. Toe begin hulle in daai bus sing, The Flower of Scotland. Dis 'n pragtige lied daai. Daar's natuurlik by die Skotse wedstryde. Maar hulle sing toe Flower of Scotland. En toe hulle by Loftus aankom, toe sing hulle eers die lied klaar. Toe klim hulle uit die bus uit. Maar die storie wat ek eintlik wil vertel, toe hulle die Bokke nou gewen het met 28 punte teenoor 9 of 26-9. Die telling was 26 of 28-9. Toe gaan daai Britse leeu's dan daai aand te kere in daai Union Hotel. Hulle breek daai hotel af. Nee, hulle breek daai hotel af. En wat gebeur is, hier by 10:00 se kant, 11:00 se kant, toe gooi hulle van die beddens uit die vensters uit. Toe kom die hotelbestuurder naderhand by die spanbestuurder wat dink Sid Miller was en sê, "Who is the captain of this team? Because I have to phone the police." Hulle is besig om hierdie hotel uitmekaar uit te breek. Toe sê hy, "The captain is Mr. Willie John McBride." Sê, "Watter kamer is hy?" Nou, toe gaan hy op na die kamer waar Willie John is. Nou, kyk, hulle het fees gevier. Vir hulle was dit oorweldigend om op Loftus te wen met daai groot telling teen die magtige Springbokke. Nou, die storie loop nou so, toe klop die bestuurder aan daai deur van Willie John McBride. Nou, Willie John McBride het, soos hulle sê, 'n presence, nee. Hy het 'n presence. Hy klop en hier gaan die deur oop, hier staan Willie John McBride, poedelnaken met 'n bottel whisky in sy hand. Hy vra vir hom, "Who are you?" Hy sê, "I'm Willie John McBride." Hy sê, "Are you the captain of the side?" Hy sê, "Yes." Hy vat nog so 'n sluk uit die whisky. Hy sê te vir hom, "Jou spelers, nee, is besig om hierdie hotel heeltemal te verwoes. Hulle gooi beddens uit, hulle breek vensters." Hy sê, "I'll have to call the police." Toe staan Willie John McBride so terug toe sê, "I hope there are many. I hope there are many." So was daai span, nee. Maar dit bring my, hulle het 'n call gehad, 99, nee. As hulle 99 geroep het, hulle het voor die tyd besluit, as hulle 99 roep, dan klim al 15
Britse leeu's in met hulle vuiste. So enige ou wat met hulle moeilikheid gesoek het op die veld, sê nou maar as Boland of die Springbokke of wie ook al, het hulle na 1990 dan tot die heel agter ingekom en dan het hulle net geslaan wat voorkom nie. So het hulle nou daar in die derde toets, okay, helse fight en ek sal nou by daai fight kom. Het Boelie John McBride 'n lynstandteken geroep. Toe hoor die hele agter JPR Williams is 99 en hy hardloop af en hy slaan sommer die eerste Springbok plat. Toe sê hy, wow, wrong call. Maar wat toe gebeur het is net, toe Johan de Bruin, Paula Fourie, Klippie Skritsinger is gekies vir daai toets, om daai leeu's mak te maak. Kyk, daar was sterk manne daar, Gordon Brown, Slattery, Fergus Slattery, Willie John McBride, die Mighty Mouse McLachlan, jy weet net die naam sê al vir jou, Mighty Mouse McLachlan, jy weet, hulle is gevaarlike mense, jy weet, en gevaarlik agter en spoed, en die hele agter kan selfs, JPR Williams, hy kon selfs appels gooi hoor, hy het vir Tommy Bedford gevoeder in Durban, wat die oudste man was, so hy was 'n fris mannetjie, maar nou gebeur het, die Springbokke kies mos nou vir Johan de Bruin, en Johan de Bruin het 'n glas oog gehad. Nou, Johan de Bruin was gekies vir daai toets, omdat hy was staf, hy en Mouner van Herendag gespeel, saam met Paula Fourie, ook gevaarlike manne, jy weet, dis 'n gevaarlike situasie wat daar kan ontlont in Port Elizabeth. En nou, wat nou daar gebeur is, hier is Springbokke besig, en hier slaan Mouner 'n ou, en hier roep Willie John 99. En weet jy wat, hier haak hierdie Gordon Brown af, en hy slaan vir Johan de Bruin op daai glasoog. En daar rol daai glasoog mos uit daar op daai veld, op die Boet Erasmus stadion. Daar lê die oog. En die Gordon Brown kyk so na Johan de Bruin, sê vir hom, just a moment, en hy hardloop na sy oog toe, en hy sit daai oog terug, Maar toe hy die oog so terugsit, so steek die pupil hierdie kant uit, Dit is nie reguit ingesit, die pupil sit nou hierso, en hierso sit 'n stukkie grasspriet hier op die oog. Nou kyk, Gordon Brown so, hy sê, hy het dit nog nooit in sy lewe gesien. Ou wat sy oog terugsit, en hier kyk sy oog soontoe, en dis grasspriet wat hierso uitsteek. Hy sê vir hom, no more. La Monster, Johan de Bruin, La Monster, hy sê, La Monster, let's stop. Is 'n ongelooflike storie hier, jy weet. Maar ja, Suid-Afrika het ongelukkig verloor. 74 gaan ons Frankryk toe, daar het ons gewen, dan Ellis ook gespeel. Toe nou 'n bietjie 'n hartseer storie, was Jan Ellis se laaste toets in 1976. Destyds was dit 'n rekord om 38 toetse te speel vir jou land. Hy het die rekord gehou, en daardie dag in Durban het ons ook teen die All Blacks gespeel. En dit was Jan Ellis se laaste toets. Ons het gewen met 16 punte teenoor 7. Maar Jan het miskien 'n afdag gehad of wat ook al. En daar was 'n jong opkomende ster wat opkom, naam van Teen Stoffberg, wat ook vandag dood is. En na daai toets wat die Bokke gewen het, is Jan Ellis vir die eerste keer, sedert 1965. Onthou, hy het een toets nie gespeel vanweë 'n besering nie, is hy weggelaat. En dit was Jan se laaste toets vir Suid-Afrika. 38 toetse, 7-3. Toe het hy voortgegaan en nog rugby gespeel. Maar mense weet dat hy een wedstryd vir Vrystaat gespeel het. Hy het gespeel later jare vir Transvaal met onderskeiding. En hy was Transvaal se kaptein. En hy was 'n wonderlike rugby speler. En hy was 'n mens. Hulle sê vir my, by onthale na wedstryde, het Jan Ellis net so rukkie by die onthaal gaan wees, dan het hy gaan sit in die bus, en dan het hy 'n boek gevat, en 'n boek gelees tot die party verby is. En dit was Jan Ellis gewees. Hy het ook nie nonsens gevat van enige iemand nie. Nee, hy het nie. Maar die rugby wêreld het Jan Ellis gevrees. En as jy vandag in die buiteland kom, dan vra hy hulle altyd vir jou, how is Jan Ellis? So ek sorry, he passed away. Hy was 'n legende gewees. Hy het trouwens, wat min mense ook weet, in 1973, in 'n internasionale sewees toernooi deelgeneem. Wat min mense van geweet het, is nie gebeeldsend nie. Maar soveel balvernuf het hy gehad. Maar kan jy nou dink, en ek dink vandag terug, as ek nou
Baie mense vra vir my baie kere, as jy nou 'n beste Springbokspan vir alle tye moet kies, sal ek my nommer 7 sal Jan Ellis wees. Pieter Stef de Tooy is goed. Baie mense sal verskil, maar wat ek van Jan Ellis gesien het, hoe hy met die bal hardloop, sy voorgevoel, sy passie vir Springbok rugby. En hoe hy dinge kon doen. Hy het spoed gehad, weet jy, in elke oefening, vertel hulle vir my, was hy heel voor as hulle gehardloop het. Soveel spoed het hy gehad, nee. En dit was vir hom so 'n besonderse eer. En dis hoekom ek sê, dis vir my mooi om in hierdie rugbykamer te sien, dat hy sy nalatenskap bewaar vir die mense om te sien. So wat sê dit vir jou? Hy was 'n trotse rugby Springbok. En dis waarom ek soveel respek het vir Jan Ellis. Ek het later hom baie goed leer ken. Ek en hy het 'n paar keer saamgewerk waar hy afslaer was. Hy was 'n briljante afslaer. Briljant. En hy het baie met mense. Hy moes soveel handtekeninge uitdeel. Ek kan nie dink dat hy nie vir een nee gesê nie. Hy het vir elke een geteken. Al was die aand verby. En dit was vir my 'n voorreg om hom te ken. En ek het hom baie uitgevra. En hy was 'n stil man. Hy het 'n baie goeie sin vir humor gehad, nee. En ja, ek raak eintlik 'n bietjie hartseer oor hoe hy tot sy einde gekom het. Hy was 'n vegter. Dit is my laaste wat ek wil sê. Hy was 'n vegter. Hy is oorval, beroof by sy huis by die hek, plot waar hy gebly het. Maar hy het geveg. 3 het hom gepak, hulle het hom geskiet. Hy het later sy nier verloor. Maar hy het nog geveg, hy het nog lank geveg. Hy het daai geveg gewen en toe ongelukkig toe 'n bietjie bloedmergkanker gekry wat nou so tragies was. Maar oral in die wêreld, legendes word nie so gebore nie. Legendes word gemaak. En ek moet vir julle sê dat Jan Ellis was 'n legende sonder weerga. Ek sal die Jan Ellis. Ons kuier weer 'n volgende keer met nog 'n paar stories oor ander boeke.